Hallo. Hallo, Happy New Year, ek wou dit eers sê. Hallo, jy het die eerste keer gesê nou net vir die vierde keer. Yay! Happy New Year vir jou. Dankie. Ons is bietjie uit oefening uit. Ons is uit oefening Julle uit. sou dalk agtergekom het dat ons bietjie wat het jy nou nog gesê? 'n Hiatus. Hiatus gevat het oor die Desember vakansie, maar nou is ons terug. Ons is terug en ons is excited en ek sien uit na hierdie jaar. Ek dink daar gaan baie exciting dinge vir ons en vir ewe anders gebeur die jaar wat voorlê. Stem. En net gou vinnig 'n snaakse storie van my Desember vakansie ervaring om ons net in die groove te kry. So, ek was in die Weskaap en ook in KwaZulu-Natal gewees vir Desember. En ek moet net sê, toe ek terugkom Gauteng toe, het die potholes verdubbel in grootte en verdubbel in hoeveelheid hier. En versus in die Weskaap en selfs KwaZulu-Natal, soos in die Weskaap, okay, ek was nou nie oor die hele Weskaap nie, maar ek sê ek het nie een pothole gesien nie. KwaZulu-Natal minimum, soos regtig die pad lyk regtig goed waar ons gery het. En maar nou eintlik die punchline waar ek by wil kom. Ek's nou nie meer gewoond aan potholes nie, jy weet, 3 weke is baie tyd vir jou om alles te verleer apparently, soos jou password by die werk. That happened. Nee, ja, mens het nie meer muscle memory nie. It's terrible. En ja, toe ek hiernatoe ry nou, my foon is gewoonlik aan my aircon vasgemaak, dat ek soos kan maps, ek het vergeet waar jy bly, jy weet, ek moes ook baie het verander, lyk dit my. Ja, in 3 weke, jy sien. Toe ry ek deur 'n baba pothole, soos, dit was nie eers just something hectic nie. Toe vat my foon 'n screenshot, want ek het my Apple sign agter op my foon gestel, dat as hy double of triple tap, vat dit 'n screenshot. So, dit was nog funny. En jou kar en jy is nie gewoond aan die nuwe reality in Gauteng met al die potholes nie. Ja, En, maar ek ja. is regtig geskok oor hoe, soos ek tog maar net, soos dit lyk sleg reg oor die land, en ek gedink ons in lyk okay, Self. maar toe ek sien KwaZulu-Natal sin lyk beter as ons in, toe ek soos, what the freak Damn, gaan something aan. ain't right. Ja, maar ja, ek dink ook obviously ons kry baie meer, ons vat baie meer shots as daai baie. En ons kan ook almal saamstem dat Centurion spesifiek se paai net shitty is, want ons is op 'n gat of dolomiet of iets funky is besig om onder ons te gebeur. Ja. Wel, ek kom van 'n plek af met die naam Potgietersrus, verkort Potties, living up to its name, want as jy daar aankom is daar net gate oral, as jy reguit ry op die pad dan weet almal jy is dronk. So hier is vir my nog heel doenbaar, ek moet sê, maar toe ek terugkom, was ek ook geskok, want ek voel nie net, was ek in general geskok oor die verskil in potholes tussen Gauteng en die ander provinsies nie, maar ook die verskil in voor ek hier weg is en toe ek terugkom. Ja. It's been a journey. Maar dit is obviously omdat dit so baie gereën het, maar, en omdat die mense seker op vakansie is of iets, maar, ja, nee, dis staf daar buite. Maar ons is positief, dis 2026, ons I know, en ons het lekker uitgerus. Vertel my van jou exciting wegbreekplanne. Wat het jy gedoen? Waar was jy? Wie het jy gesien? Wie het jy gesien? Wie het jy gesien? Hoeveel geld het jy spandeer? Geef my al die details. So geld het jy spandeer? Nee, skip that question, please. So, ek was vir 'n week in Somerset West, Stellenbosch area, daar rond, baie lekker lanie gelewe, by die pothole-free side of the world, of the country. So dit was baie mooi, regtig mooi plekke gesien. Ons was by Cool Bay, wat regtig nice was. Dis net aan die ander kant Gordons Bay, maar dis so secluded, daar's soos niks plekke daar naby nie. So mooi. En is dit cool? Dit is, die water was nie eers so cool nie, to be honest. Dit was actually heel doenbaar. Ja. Seker want is 'n baai. Baie is geneig om bietjie warmer te wees as die see. Ja, probably. Ja. Dit was nog steeds rof en dit was scary. So,
ek moes ingesleep word, Oh wow. forceer word om in te gaan, but I did it. And you survived. And I survived. Maar soos ek het uitgehardloop naderhand, ek was soos, no, this is not for me, this is not for me. En ja, toe is ek vir Kersfees by die huis saam met my ouers. Lekker op Kersdag was dit net ek en my ma en my pa, en my ma het voedselvergiftiging gehad of iets. So sy was net in die bed en in die toilet. En ek en my pa het dan net op die bank gechill. Maar hoe het dit gevoel om vir 'n dag jou ouers se gunsteling kind te wees? Ag, ek's elke dag hulle gunsteling kind. Okay, fair enough. Ek is baie Sondagmiddag lunches alleen by my ouers. So nothing new. En jy was nog nie weggejaag nie, so dit beteken seker Ja. iets. Okay. Ja. En toe gaan ons daarna Sanlameer toe, freaking hell, wat 'n laanie plek. Jy saam met jou ouers? Ja, saam met my ouers. Dit is nou vir jou 'n fancy plek daai hoor. Soos ja, daai mense het ietsie reg gedoen in die lewe. Soos, jy ry Of iets baie verkeerd. ja, of iets baie verkeerd dat daar so baie geld daarin is, maar anyway, regtig super cool. Soos resort van jou drome. Obviously ons het nou 'n self-catering, so dis nou nie heeltemal van jou drome, meaning In daai sin alles nie, word ja. gecater vir jou nie, maar jy hier 'n golfkarretjie, ry net oral met die golfkarretjie, ry strand toe. As jy by die strand aankom, is daar beach runners wat soos universiteitsoutjies is. Dan haal hulle jou goed vir jou af van jou golfkarretjie, stap met dit strand toe, slaan jou strand goed vir jou op die strand. Wat 'n droom. Soos, what even? Dis belaglik. Is dit een van daai plekke waar soos jy net handdoeke kan damp, waar ook al Nee. en nie beskryf ja. Nee. Maar ook so crazy as jy op die strand wil gaan of terugkom in 'n resort, hulle het toe ons inkom, toe vat hulle ons ID's of ons lisensies en scan dit in die stelsel in. Toe registreer die stelsel ons gesigte. So toe as ek wil op die strand gaan of terug in die resort ingaan, moet ek my face gescan het. So super intens. Maar ook soos die strand is half eintlik net vir die resort. Okay. Which ook super lekker was. Ja. Want dit was veilig en daar's nie okay, die resort is huge, so daar is baie mense op die strand, maar dis nog steeds manageable. Ja, wat 'n cool plek, honestly. Dis interessant jy noem dit en veral spesifiek veilig, want die eerste keer toe ek van Sanlameer gehoor het, ek het seker baie late in my life, late bloomer I guess, maar ek dink ek was graad 12 gewees, matriek. Toe was daar hierdie een berig van hierdie jong 16-jarige meisie wat saam met haar niggie op die strand daar by Sanlameer gestap het en toe word sy gestab en toe sy dood. Wow. Ja, ek dink dit was soos ja, anyway, daai jaar het ek met 'n ouetjie, toevallig ook Morney, die naam, gesels, maar net virtually. Ek dink dit was daai dae wat mense nog deur Instagram na jou toe uitgereach het en ek het toe reply op Instagram en ons het toe 'n back and forth gehad en hy was in Gauteng en ek was wat ook al en dit is nog voor video call even 'n ding was regtig of veral soos video snippets of wat ook al. Ja. Het ek en hy video updates vir mekaar gestuur op WhatsApp in matriek. Ek het dit video notes genoem. Ag, cute. Ja, anyway, langs rekord, daai ou turns out was daai meisie se neefie. Ja, close. So ek kan insien hoe dit maybe op die strand kan gebeur. Maar dit kan enige plek Ja, op die strand maar gebeur. soos daai omliggende area is soos filthy van die crime, apparently. So baie mense verkoop nou hulle huise daar binne want ja, die infrastruktuur om dit is besig om te verval. Maar daai resort is insane. Dit voel honestly of jy bietjie soos op 'n ek wil nie eers sê dit voel of jy in 'n ander land is nie. Dit voel of jy soos low-key op een of ander weird planeet is. Ek dink dit kan wel wees om dit te sien. Dit klink amazing. Ja, en al die architecture is dieselfde, maar niks aan die huise mag dieselfde lyk nie. So ja, dis nogals interesting. En ek's 'n sucker vir luxury, so ek dink dit klink vir my soos Ja, die dis obviously al bietjie ouer van die plekke. Daar's nuwe huise gebou wat jy kan sien. Ja, nee, daar is baie geld. Daar's so baie geld daar. As jy daar in die klubhuis ingegaan het, jy weet, die hoeveelheid botox en filler daar binne
is probably die hele land se supply, ek weet nie, vir 'n jaar daarin gepomp in daai gesigte. Dit maak sin, dit klocks out. Okay, so toe gaan julle na die fancy resort toe. Toe is julle op die strand, toe word julle soos royalty getreat en toe kom jy terug en het jy daarom kans gehad om bietjie te chill voor jy moes werk? Nee, so ek het letterlik soos Sondag aand teruggekom. En toe Maandagoggend moes ek begin werk. Maar Ek voel jou pyn. dis fine. I mean, Ja, jy was lekker lank weg Ja, daarom, so nee. dit tel. ek moet sê, hierdie is half soos die 1 Desember wat ek teruggekom het van vakansie af en nie my lewe gedred het nie. Soos nie, jy weet partykeer, soos partykeer as ek ry by die see en dan soos huil ek, want dan is ek net soos Oef, of back to op New Year's reality. Eve is ek altyd so flippend depressed, dan is ek net soos ja, fokkie, gaat ons alweer. Maar die jaar was ek soos, you know, there's a lot to be excited for. Want Ek love dit. ek het met 'n nuwe rol begin 1 Januarie. So dit was exciting. This is a fresh start. Ja, super fresh start. Ek het baie eintlik 'n boyfriend. Aw. So ja, there's a lot to look forward to vir hierdie jaar. So dit was vir my, ek dink ek het 'n lekker break gehad en ek's energized vir die jaar, which is great, want Yes. dit is nie altyd die geval nie. Ja, ek wens ek kon dieselfde sê. Honestly, ek voel in twee. So obviously omdat ek met 'n redelike nuwe werk begin het onlangs, het ek nie baie verlof gehad om te vat nie. So my verlof was net 5 dae gewees, ongelukkig. So ek het van die 19de Desember tot die 29ste Desember gehad as gevolg van al die vakansie daar tussenin. Maar ek het van die volgende dag wat ek terug is, so die 30ste en 31ste het ek gewerk tot 6 uur in die aande. Dis so weird om op die 31ste te werk. Maar ek Dis moet sê die crazy. weirdste vir my sal wees om op die 24ste te werk. Ek het al en dit voel illegal. Ja, nee. It's not right. Nee, it's not right. Ja. Ja, so ek is ook al 'n rukkie terug by die werk en die wave van volume en kompleksiteit van werk het soos geskiet. So vir my dink ek hierdie jaar gaan 'n baie groot jaar wees van just trying to breathe and not drown. Maar in 'n positiewe manier, soos ek dread obviously die feit dat ek overwhelmed voel met die hoeveelheid werk, maar ek voel nogals positief vir hoeveel ek al geleer het en hoeveel ek weet ek nog kan leer hierdie jaar en ek pas baie goed in waar ek is. So ja, ek dink dit gaan generally 'n goeie jaar wees. Maar ek voel definitief nog nie well rested Okay, na Desember nie. dit maak sin. Ja, dit ek is verstaan. unfortunate. En ook ons het geen niks doen tyd gehad nie. Ons was heeltyd saam met familie in die tyd wat ons afgehaal het. So dit was baie half besig, geen rus en nou weer werk. Ja. Maar ek dink in die winter gaan ek definitief 'n rukkie afvat en in Desember volgende jaar definitief hopelik 'n langer tydjie af hê. Want ons het klaar ons vakansie geboek vir Desember volgende jaar. Woo! Ek's excited. So ja, Nice. realiseer, dis nie wel dit is bietjie fancy, dis daai resort waartoe ons laas jaar was. O, en Durban? Ja, in Umhlanga Rocks. Umhlanga Dis nog 'n Rocks. fancy resort, maar dit Ja, is dis soos nice. top-notch luxury nie, as dit sin maak. Maar dis cool, hulle gee vir jou nie handdoeke elke keer as jy vra. So Dit is lekker. Ja, dit voel fancy smanchy. Ja. En hulle het En maak wat lekker het jy cocktails. nog? Wat het jy gedoen tussen die 19de tot die 29ste? Ek het 2 keer myself vergulp aan Airport Lounge buffet. Ek sê vir jou, ek en Morney, kyk hoe vroeg ons op die lughawe kan wees sodat ons die beste kan maak van daai Ek airport. dink ek buffet. het ook nou daai benefit want ek het in November en Desember my kaarte ge-upgrade en ek het hier is baie groot announcement. Ek het my eerste kredietkaart gekry. Oeh, dis gevaarlik. Ja. Jy weet daai massage tannies wat so hierdie produkte aan jou gaan wil verkoop. Jy gaan nie kan nee sê vir hulle nie. Ewenal het jy nie geld Don't nie. bring up my past traumas. Dis in die verlede, né? Ja, ek het regtig gister en vandag al klaar so baie geld op daai freaking kredietkaartjie geswipe. Was dit tipe goed? Wel, ek het gister besluit ek wil nie meer my gel nails op hê nie en dit is my so geïrriteer en ek wou nie na iemand toe gaan nie. So toe gaan koop ek vir my electric nail file om my gel af te file. En vandag het ek soos 'n shit ton pastries gaan koop.
Ek het obviously is my New Year's resolution nie om gewig te verloor nie of healthy te wees nie. Ek het na my ma toe gegaan vanoggend en toe koop ek 4 cheese croissants, 2 chocolate croissants, 'n date loaf, 6 cheese rolls, 'n apple Danish, 'n custard Danish. Die custard Danish. Ja, hy's lekker. Hy was baie lekker. Ek het hom nou nog geëet op pad hiernatoe. Okay, maar waar het jy dit gekoop? By George's Bakery. Okay. Ja, dit was so lekker, dit was net ek en net die een vrou wat daar werk, so sy het my so mooi gehelp en met my gechat oor die nuwe jaar en toe sê sy vir my hoe treat die new year jou. Toe sê ek, actually pretty good. Toe sê sy, hoekom sê jy actually asof dit 'n surprise is? Toe sê ek want gewoonlik ook jou eerste dag terug by die werk is overwhelming en 100%. shitty. En Ja. sover was dit Ja. I'm okay. Ek love dit. En nou eet jy lekker goed Ja. en jy's in 'n great mood. Ja, ek het gister ook sommer net in die middel van die dag gery Woolies Bakery toe om vir my kos te koop. Ek love en dit. Soos I'm doing what I want to do. Maar honestly doen dit want eendag as jy miskien kinders het of wat ook al, gaan jy voel jy kan nie jouself bederf nie. Ja. So bederf vir jouself nou Ja. terwyl jy net vir jouself Wat is versorg. daai een sê ding, dis terrible, maar gaan dit nou sê bederf jouself jou robbe bliksem. And live by that. Okay, ek het dit. Dis my New Year's resolution. Okay, ek love dit. Dis 'n Ek great het idee. gesien die een vrou by my werk het gepost haar New Year's resolution is om die lewe meer te geniet. Dis ek wow, dis sad. Maar dis ek ook dit is great vir jou. Honestly, awesome. Ja, maybe is dit 'n beter manier om soos half te sê die lewe meer intentionally te geniet. Ja, Want ek soos het nie, dis nie presies wat sy geword het nie, maar sy was net obviously ja, ek wil nou nie iets lelik sê nie. nie iets lelik sê nie. Okay, wel ek's baie bly jy's happy. Ek's ook generally happy. Ek dink laas jaar was vir ons albei 'n baie soos a year of growth and soos Ja, getting to know yourself. 100%. And we survived en ek dink hierdie jaar gaan soos op 'n ander manier 'n year of growth wees in die sin dat soos uiteindelik ken ons onsself en gaan net soos kan groei op dit en onsself leer ook, I guess, lief hê vir dit wat ons ken. Tears. Hallo quote Pinterest quote. Ja, ek's regtig excited ook van Ja, want ek wou actually daar aan raak, whatever. Want omtrent 'n jaar terug het hierdie saadjie half begin plant om die podcast te begin en dit het baie begin met ek wat aan die begin van die jaar laas jaar sulke verskriklike anxiety attacks gehad het, dokter toe gegaan het, gediagnoseer was. Dit klink verskriklik. Met high functioning anxiety en toe actually nie high functioning anxiety maar ook toe high functioning ADHD. En daai was soos 'n absolute keerpunt in my lewe om toe te besef, jy weet, dit is hoekom my brein se werk en whatever en van toe af toe nou myself moes leer ken en om nou te dink waar ek begin Januarie laas jaar was en waar ek nou is, soos ek is wil nie sê ek is heeltemal ander mens nie, want I'm still me, maar ek lewe 'n hele ander lewe en my mind is 'n hele ander mind, want dis net, jy weet, ek het nou net accept, dit is hoe my brein werk en ja, the first step is always knowing of so, acknowledgement of wat ek al. ja, so die feit dat jy net weet, jou brein doen dit, help net so baie. En mense kan dit sien, soos ek kan 'n duidelike verskil sien in soos die weergawe van jou nou versus die weergawe van jou 'n jaar terug. Soos jy was baie meer half soos nie, ek sê nie sê stil nie, maar soos half meer professional in jou voorkoms, I guess. En nou is jy net soos fun and glowing. Ja. En ek love dit. Ja, ek het baie wat ek moes baie laas jaar soos peel van myself af is en ek moet dalk nog daai balans gaan vind. Want ek dink baie as jy ADHD het en dan vorm dit anxiety want jou ADHD brein is baie impulsive en jy wil goed doen wat nie noodwendig nie verkeerd is nie, maar soos
wat frowned upon is van ander mense. So dit het Ja. beteken dat ek baie meer aware begin raak het van mense se expectations, wat mense irriteer, wat mense sien as reg en verkeerd, wat as socially acceptable gesien was. So nou, laas jaar, het ek baie begin half daai van, doen ek hierdie want dit is wat mense van my verwag, of doen ek hierdie nie, want Ja. ek mag nie. So toe het ek baie nou net soos, ek het baie net gereageer op die impulse en wat ek wil doen en wat ek wil sê. So, dis baie freeing, obviously. Ek kan dink. Maar ek moet ook nog die balans vind, maar ek dink dit is 2027. Soos Ja. ek is nou nog in die... Wees net nou. Ja, Wees net. ek's nog besig om te groei na 'n heeltemal unpeeled version. 'n raw Raw version. version. En dan van daar af voel ek, sal ek weer teruggaan na bietjie meer 'n stabilized. Maar vir nou, soos, push ek nog goeters. Ek gaan nog op my urges om cinema te gaan 20 pastries koop. Ja. Want Hoekom moet jy dan nou restrict? soos wat die hel. So obviously ek sal nooit dat dit soos buite beheer raak nie. Maar ja, Ja, ek weet dit. Wat sien jy? jou neighbor koekeloer het vir ons gekoekeloer. Maybe raas ons 'n bietjie. Nee, ek dink ons raas nie. Ek dink sy's net nuuskierig. Maybe. Sy's nice. Ek like ons bure. Hulle almal. Ek sê dit die hele tyd, maar hulle is net so Ja, nice. ook baie muskietbure. Hoorie, ons muskietbure en nie net muskietbure nie, vliegbure is 'n problem. Ja. Dis wat ek haat van die somer. Muskiete, vliee, die res love ek. Enigiets anders? Ja, somer, facts, love. behalwe somerreën. But Ja. Ja. Ek het genoem, ek onthou in my vorige in ons vorige episode dat ek Invisalign sou kry. Ek het dit intussen gekry. and you look stunning. Thank you. Ek dink as mens nie weet wat dit is nie, sal jy probably dink, eerstens jy sal dit nie dadelik sien nie, en dan tweedens, wanneer jy dit sien, sal jy dink daar's plaak op my tande. Ja. Ja, soos my tande is vuil. Wat gaan, soos ek dink baie mense gaan probably die hele tyd probeer uitfigure wat is Ja. dit op my mond. Maar dan sal hulle soos, maar die plaak is presies dieselfde width uitmekaar uit op elke tand en en dieselfde. dit het 'n glans. Ja, Hoe weird. soos wat hel. Ja, anyway, ek adapt nog met dit. Maar hoekom is daar sulke knoppie goedjies op dit? So, jy weet as jy draadjies kry, is daar sulke knoppietjies wat die draadjies vashou. Ja. So met Invisalign is daar sulke knoppietjies direk op jou tande geplak. Soos draadjies, dieselfde gom dink ek, sodat wanneer jy jou plaatjie aansit wat uit plastiek uitgemaak is, wat hy moet aanklip, sodat hy nie net Ja. as jy praat en so nie, soos anders gaan hy rond So jy het heeltyd daai goed op ja, jou tande. die knoppietjies is al jy- permanent. Wow. Ja, dis nogal cool. Ek dink as jy dit afhaal, is daar niks op jou tande nie. O nee, ja, so die knoppietjies is daar en ja, ek eet met hulle en alles. So blykbaar evens as jy draadjies het, kan jy mos nie in appels inbyt of so nie, want dan Ja. gaan my goedjies afbreek, selfs met hierdie. Ek kan nie in goed inbyt nie. Ah. Ja, The more you interesting. know. Maar dit doen like weird, maar honestly ek verkies nog steeds hierdie dat dit eerder op die oog af, jy weet, kind of nog normaal lyk en op foto's as wat ek draadjies het wat super Ja, ja. obvious is. Maar ek dink die voordeel van die obvious is dat at least weet mense wat op jou tande Ja, is. So want nou is almal soos ja, soos almal probeer net uitfigure probably. Wat nou? jy moet maybe soos 'n necklace kry wat I daarop am staan. an Invisalign. Ja. Ja, I am just straightening my teeth. En ek's nou eers op kassie 2 uit 19. O. Ek kan nie verstaan wat jy vir my gesê het nou die dag toe jy dit sê nie. Ek dink ek het nie Ja. So dit beteken net omdat soos draadjies stel jy net heeltyd die goed, maar hierdie is net 'n plaatjie Ja. wat klaar op in 'n sekere Ja, vorm ek het is. verstaan jy soos jy gaan jou derde een kry. Toe het jy gesê /19. O, Toe het ek nie dit gelees as van 19 of uit 19 nie, soos ek was soos 319 wat's dit? ja, ek was soos o
Wat? Nee, ek het glad nie verstaan nie. Nee, ek kon dit vir jou uitklaar. Dis so obvious nou, wat die hel? Hoorie, ek is beskiet met 'n beskiet. Wil jy ek moet vir jou muskiet goed kry? Ons het tabaard, ek moet ek Dis gaan kry. fyn. Nee, kom ons druk deur. Gister Dis my New Year's resolution. Druk deur jou rowwe bliksem. die naweek, toe kom kuier my ma en sy sit hier so langs my en ons is net chilled. Ons en ek dink ek praat oor die muskiete wat 'n probleem is en sy sê hoekom doen jy nie hierdie een ding nie? Ek sê nee, want ek hou daarvan as hulle my byt. Ek wil malaria hê. En sy dog vir 'n solid minuut. Ek is ernstig en maar nee, breek homself. Later die aand sit ons op die bank en ons praat oor my ma is baie soos kind of into die nuus en politiek en wat not, jy weet mos sy ouer generasie. En sy kla toe weer oor iets of sy vertel my van ietsie van een of ander ding en sy sê toe ja, dis hoekom jy moet vir hierdie mense vote of wat ook al en ek sê vir haar toe ja, my morele opinie is eintlik maar net dat soos om seker te maak jy vote nie vir die verkeerde persoon nie, moet jy net eintlik glad nie vote nie. En sy was soos triggered deur dit en ek en Morney breek onsself. Want obviously sal ons nie vote nie. Dis pas soos ek kan nie partymal nie glo dat sy glo wat ek sê nie. Dit is net te skry. Ja, Dis so funny. dit is funny. Anyway, Okay, so wat het ons nou al gechat? Wat moet ons nog cover? Ons het oor ons vakansieplanne gepraat, wel vakansiegebeurtenisse. okay. Ons het gepraat oor hoe die podcast begin het en bietjie reflect eintlik op 2025. Wou jy nog reflect op jou 2025? Nee, ek dink ons het tydens ons vorige episodes redelik goed uitgebrei. Ons kan maar weer quick summary. Jy het jou medical diagnosis, jy het geleer om jouself te love. Ek het 7 nuwe werke gehad, baie nuwe tande gekry, 'n treadmill gekry, oppe en awe en ons het nuwe maatjies gemaak. Ja. Dit was great. Ja, ek was na baie troues toe, 2 keer Kaap toe, which was fun. Hierdie laaste keer ons Desemberplanne was basically net daai tyd wat ons weg was ons saam met Morney se familie weg in George, toe het ons bietjie na die Garden Route se plekkies toe gegaan. Dit was fun. Lekker. Most exciting ding wat ons daar gedoen het was om 'n 1500 piece puzzle te bou. Dit was obviously nie die most exciting ding nie, maar die weer het nie noodwendig super goed Hoe is dit? nie. Ons het goeie Ja. weer gehad. Ja, ongelukkig nie. Maar ons was vir 2 dae daarna ook soos in Kaapstad. En daar was die weer bietjie beter geweest. En ja, dit is basically toe ek terug ready for work en nou is ek net reg en excited vir die jaar wat voorlê. Woohoo! Ek hoop daar's seker mense wat hierdie podcast gaan luister wat probably is waar ons maybe begin van laas jaar was wat ons die jaar gedred het en was soos hou op nog 'n positief jaar. wees, hou op probeer my motiveer, ek is nie in 'n goeie mood nie. En ons dink aan julle en julle kan geïrriteerd wees met ons, maar dink ook maybe eendag gaan jy ook 1 Januarie anders en beter voel. ja, so moenie te sleg voel nie. Okay, ons dink aan jou. We've been through it as well. Ja. Dis okay. Ja, Dis en- ook valid. En hierdie jaar hoef nie jou jaar te wees nie. Dis Ja. ook okay. Dis ook fyn. Ek dink hierdie jaar gaan my jaar wees. Ja, for me too. Mm. Soos een van die goed wat ek dis nou dalk volgende waar ons aan kan ingaan wat ons wil doen die jaar. So laas jaar het ek begin die jaar en was soos ek moet nog beplan wat wil ek vir die jaar doen. En letterlik nog tot Desember het ek nog in my brein gehad. Ek wil nog beplan wat ek 2025 wil doen. En as ek dit sê bedoel ek travel wise, want dit is my lewe basically. So dreadful. Ja, wow. So ek gaan letterlik nou hierdie naweek en volgende week, ek het vir my 'n Mamoerse deskalender gekoop per ongeluk. Ek wou nie so groot hê nie. Hy is so groot, hy pas nie op my desk nie. So hy gaan op my muur kom, maar ek weet nie eers of my muur groot genoeg is. Maar nou het jy to be 'n honest. kredietkaart, so jy kan 'n nuwe muur koop. Ja. So, dis een van daai wat plastiek is wat jy 'n whiteboard maker kry. Ooh. So ek gaan kan beplan.
you know. So dis wat ek hierdie naweek en volgende naweek gaan doen. Ek gaan obviously hierdie jaar met baie Kaap toe en terug, want Dis wat die die liefde Karel lê. bly nou daar. So ek dink dis ook hoekom ek excited is vir die jaar, want En ek hoekom jy 'n gaan kredietkaart so gekry het. lekker see sien die hele tyd. Ja. So daai datumpies gaan ons daar inslot, dan gaan ons inslot waar ek wil travel ensovoorts. So dit wat laas jaar gebeur het, gaan nie weer hierdie jaar gebeur nie. Maar op die oomblik is ek soos, for some reason wil ek alles wat ek wil ooit al gedoen het in my lewe hierdie jaar doen. Okay. En ek moes vir myself sê, nou onlangs, Mia, daar is 'n jaar na 2026. Maar wat as daar nie is Maar nie? wat as daar nie is nie? Dit is nou ook waar ek is, you know. So, ja, nee, 'n groot jaar vir my bankrekening. Okay, maar met al daai dinge hoop ek ook dis 'n groot jaar vir jou Instagram, want we want to see this activity on Ja. the gram. Ons gaan moet. Please. Ek gaan moet weer 'n bietjie my Ek wil hierdie jaar ook influenza life ek wil inbring. ook meer active op social media wees. Although ek vind nie vader van my tyd as jy so besig is nie, Ja. maar ek voel net soos honestly, ek het al so baie foto's en memories en goeders net verloor want my fone breek of dit gaan daartoe wat En op daartoe. Instagram is dit Op altyd daar. Instagram is dit altyd daar en ek kry nou nog Facebook memories. Nie dat ek nou noodwendig nuwe foto's op Facebook sal laai nie, alhoewel my Instagram gelink is met Facebook, so dit kom deur. Maar dit is net so lekker om nog daai memories nou te sien en dit doen actually baie meer as wat 'n fotoalbum in die kas sou doen. Ja. So ek voel dis 'n goeie ding om active te wees op social media vir daai rede. Dit is wat ek ook nou recently. Ek het nou my Instagram, op 'n stadium was dit 'n bietjie getting content out, traveling, whatever. Maar op die oomblik is dit regtig vir my personal diary fotoalbumpie, want daar is vir my niks so lekker soos as ek 'n aand alleen in my bed lê en ek's maybe bietjie blue om deur my Instagram te scroll en te gaan kyk, kyk hierdie, dit was so lekker. Kyk hoe happy lyk ek hierso. Of kyk hoe mooi was hierdie. Dit was 7 jaar terug. Ja, of soos ek het al vergeet dat ek hierdie gedoen het hierdie jaar. Dit was awesome. So dit is vir my sulke pick me up dat ek nou intentionally vir myself future pick me ups post basically. Ek love doen dit want ook wat ek like van wat mense doen op social media is jy post meeste van die tyd jou highlights. So dit is soos en ek jy love voel dit vir goed. my page. Ja. Nou. Ja. Dus omdat ek nou nie 'n active influencer gaan wees nie, hoef ek nie my true drama life of te expose nie. Ja, en jy doen dit vir jouself. So Hier op die podcast is waar ek die my true true dit colours. ek moet sê dit is 'n You hear my true colours. Spreek net like same. Ja, same. Ja, een van my nie New Year's resolutions nie, maar life resolutions of goals is om op Broadway te gaan, maar met hierdie performance dink ek nie iemand gaan my geloof. Okay, maar asseblief kan ons nou hierdie oomblik gebruik, jy wat op Broadway wil gaan, om jou audition tape te post. Because I've been waiting for the content. I exist. En ek meen ek het so 'n bietjie van 'n try attempt, maar niks kom naby aan Mia se talent nie. En honestly, regtig, seriously. Ons gaan julle wys. Dit gaan dieselfde tyd rondom as hierdie episode moet release. Dat hulle 'n bietjie sien wat se talentvolle ballerina sit hier langs ons. En dis nie net die ballet wat sy gaan deurstuur nie. Daar's niks ballet in daai ding nie. Ek weet nie eers jy kan nie daai op Broadway en daai is soos opera. Maybe kan dit. Ja, I don't know. Maybe. Ek dink dit kan. Een of ander weird Broadway show. Ek sal af om te sien. Dit is so funny hoe ons albei so impressed was met mekaar. Hoorie nee, maar ek het gesak objectively, maar jy was regtig goed. Dit is funny. Okay, ek kan nie wag om dit te kyk nie actually. Ek's nou excited. So wat is jou, daai is my main ding vir 2025. Fuck, ons is in 2026 om my jaar mooi te beplan. En my ander ding is ook om meer fun moments vir myself te create in my alledaagse lewe. So byvoorbeeld vanoggend ek het opgestaan en ek was soos kom ek gaan kry pastries. So soos jy kry die idee, dit kan lekker wees, maar verantwoordelike Mia gaan probably wees wanneer jy moenie, maar
maar van Mia, Ja. so is van soos hoekom nie? En ek stop van Mia se Ja, besluite. so kom ons soos nie fast forward nie, rewind. Een van ons eerste episodes was routine versus spontaniteit. Ek is nog steeds nie. Ek beweeg al hoe verder van routine af. Dit is so bad. En ek neig net nog steeds al hoe meer na routine toe, naturally, maar fisies kry ek dit nie reg nie want dinge is net te hektiek. Maar soos routine is wat my net dryf en wat my beter laat Ja. voel en some things never change. Ja. Ja, Ja, ek gaan ja. probeer actually nog meer spontaan wees hierdie jaar. Is dit moontlik? Doen dit. Ek root vir jou. Hou jouself accountable met daai enetjie. Daai is soos classic. Ek voel ek gaan een middag besluit ek gaan nou Durban toe vir die aand. Ek was een keer in 'n kuierplek toe ek soos eerste of tweede jaar was. Toe ontmoet ons hierdie random mense en toe sê hulle soos hulle ry die volgende dag na daai plek toe wil ons saam gaan. En ons het amper saam gegaan. Ons het amper saam gegaan. Hierdie mense wat ons in 'n kuierplek ontmoet Ja, het. die Ja. ken nie. Ja. Hektiek. Amper was jy 'n huisgenoot ware lewensdramas. Ja, I survived that. Maar daar is soos jy kan letterlik sê net maar jy's nou lekker gekuier. 12 uur die aand dan sê jy soos guys, sonopkoms, swem ons op Durban se strand. Okay, let wel jy gaan dalk een of ander baie weer siekte nou kry, maar who cares. Dan sê jy 6 uur in Durban, swem lekker, ry terug, dan sê jy weer die middag lunchtyd by die huis. Ja, love dit behalwe jy ontmoet in 'n kuierplek ry 12 uur die aand. Wie gaan bestuur? Ja, ek weet nie. Ek moet sê maak nie saak hoe dronk ek al was in my lewe nie. Ek het nog altyd gedink aan veiligheid. Ja. Dit is nogal 'n ding. Soos I ain't gonna find me in a drunk driver's vehicle. So, maar waarna ek uitsien vir 2026 is klomp dinge. Career-wise. Ons het na 'n nuwe kantoor toe getrek. Nou is ons in 'n baie cool, groot kantoorgebou nice. met dit is obviously 'n kantoorgebou met klomp ander companies wat in die kantoor is. Al die companies het redelike jong mense wat daar werk soos ons. Super cool moderne interieur met soos 'n kafeteria en banke hier en poewe daar en ons eie wing het ons eie kombuis area. Soos dit voel super bougie en dit voel corporate, maar goeie Ja. corporate. Ek wil weet, jy moet vir my foto's stuur as iemand op die poef sit, asseblief, want ek kan nooit insien wie op een van daai poewe sit nie. By die werk veral. Ek hoor jou. Mense doen. Mornay het ook poewe en hy sê ek en hy dan sy breek nou en dan val hy net so op die poef en dan voel hy bietjie Lekker. beter. Ja. Obviously meisies as jy 'n rok dra is. Ja wel, jy gaan nog nou nie 'n mini rok werk toe dra nie. So Ja, true. ja, so ons het dit wat great is behalwe daar is obviously goed van die kantoor wat ek nie like nie, soos kantoormatte eeu. Wie soek ons vorige kantoor het nice ligte hout laminate floors gehad en dit was stunning. En dit was so lig, daar was die mure het sulke massive vensters gehad en dan aan die kante van jou was daar soos hierdie grasperk en groen en net soveel groen en lig gekry en dit was net en nou is alhoewel die kantoorgebou super fancy is dit baie meer kantoor en dit like ek bietjie minder as die vorige plek. Maar dit is altyd 'n trade-off, I guess. Ja. Maar ja, ek is excited om bietjie meer te vestig in my werksplek. Ek is ook excited ons het 'n werks-event waar ons gaan travel en dit sal my eerste travel werks-event wees. Jou werkskollegas in hulle bikini sien of Ek in gaan heel hulle moontlik. sonder 'n hemp. Ek kan nie, ek sal so ongemaklik wees om my kollegas sonder klere te sien. Ek dink nie dit sal my plan nie. Ek dink ek het al voorheen vir jou ook gemention my grootste pain point is vir hulle om my in my swemklere te sien. Veral omdat dit 'n groep jong, aantreklike mense is wat saam met my werk. Soos daai mense is hot. En dis nie dat ek soos my myself mense haat is nie, almal maar baie ouer. So dis hoekom dit vir my baie ongemaklik gaan Ek hoor wees. jou. Sou wees. Nee, vir my is dit net soos ek wil nie soos die daf. Ek's moeg om die daf te wees. Growing up, even reg deur universiteit, ek's net nog altyd te daf. Ek wil net nie meer te daf wees nie. En die van julle wat nie weet wat 'n daf is nie, dit gaan oor hierdie meisie wat in 'n fliek speel.
Ja, ek het dit nou baie sleg verduidelik. Ja. Sy speel in 'n fliek nie, dis 'n fliek oor 'n meisie wat die DAF is, wat staan vir Dumb Ugly Fat Friend en hulle sê dit beteken nie noodwendig jy is dumb ugly en fat nie, dit beteken net uit jou vriendegroep is jy die bietjie meer dummer, uglier en fatter vriend. En dit is basically net in essence die Khloe Kardashian van die groep en dit is ek unfortunately. En ek wil net nie by die werk dit wees nie. I know. So dit is ja, ek wil nou die nuwe Khloe wees. Ja, sy het vandag 'n foto gepost op haar Instagram waar jy haar arms sien. Ja, maar daai lipo, dis Dink jy lipo dit daai. is? Want daar soos ook oefen. niks. Soos hulle oefen ook vrek hard en eet reg. Dis maybe wat my ander resolution gaan wees vir die jaar. Ek gaan my arms laat liposuction. Ek wil so nie, graag. ek wil hê mense moet vir my arm kyk en wees van as ek aan haar arm vat, gaan dit breek. Dit is my goals. So ek hoor jou. En ek kan nie noodwendig sê ek share the sentiment nie, wat ek kan sê is ek het net gister vanmôre gesê soos ek wens soos ek love hoe ek lyk. Ek wil net hê al die vet moet verdwyn. Soos my arms is nogals groot vir 'n meisie, soos bulky in 'n Myne sense. ook. Maar soos baie van myne is spier want ons oefen nogals hard, Ja, maar jy het baie ons gespierde eet arms. ook nogals hard. So soos nie net is my arm is die composition so super baie spier nie, maar dit het ook baie vet by wat beteken in total is dit ekstra breed omdat daar spier by is. So as ek net al die vet kan verloor en net die spier kan hê sal dit great lyk. Maar my dieet laat dit net nie toe nie because I love food. So ja, dit is 'n probleem. Anyway, New Year's resolutions vir my. Ek het wel resolutions en ek dink ek het dit ook al voorheen gedeel. Dit is nie om te wag tot Maandag voordat ek weer begin met Ja, jy iets het nie. met my hierdie gedeel. Ja. Ja, so ek Dis 'n wil good een. myself accountable hou as ek vandag 'n slegte dag gehad het of nie môre kan gaan gym nie want dit was 'n laat aand. Moenie dit oordra na die volgende dag toe nie. Ek hoef nie 'n fresh start te hê nie, môre is 'n fresh start. En ek probeer my dieet bietjie beter maak, maar dit is ook moeilik want you know female hormones. Dit Ja. soos wat dit fluctuate, jy partymal het jy net nie beheer nie. Ja. En dit was nog altyd vir my issue en elke jaar as ek sê ek wil beter wees, ek wil wat, maar ek kry dit nie reg nie want naturally is my female hormones net whack en ek sweer my hunger hormone ghrelin is net fisies meer as meeste ander mense se. Want soos so. ek dink die hele tyd aan kos en ek sien heeltyd honger en dit is nie net ek's lus nie, ek is fisies honger. So dit moet die ghrelin hormoon wees wat my so honger maak en dit is 'n curse. Gremlin. Ja, die freaking gremlin. Wat hel? Hoorie, Ja. nou dat jy so praat, ek het eintlik 2 ander goed ook. Ooh. Ja, maar dis nie resolutions nie, dis soos ja, I don't know wat mense dit sal noem. Een, ek wil na 'n allergy kliniek toe gaan. Ja, jy sal baie bly wees oor dit. Dan gaan ek minder roes en nies en al hierdie Maar wat lovely dinge. Wat doen hulle? So, hulle kan vir jou immunotherapy gee. Wat hulle basically jou allergies in klein doses in 'n in 'n controlled environment gee. Totdat jy nou basically daai resistance wat jy opgebou het daarteen dat dit weggaan basically. Maar die probleem is as jy multiple allergies het, kan hulle dit nie vir jou nie eintlik help nie. En ek is bang dat ek probably multiple allergies gaan hê. Maybe het jy maar vra vir hulle om te fokus op jou melk allergy of intolerance en op jou kat allergy. Ja, maar sien, ja, actually maybe die melk ding, dit is 'n intolerance en nie 'n allergy nie, so ek weet nie of mense dit gaan kan Maar nie. maybe is 'n Maar intolerance borderline allergy. Ja, Dink jy nie? ek gaan definitief ja, as hulle kan, ek twyfel of jy kan soos besluit, maar dis vir my definitief stof, diere, hare Rook. en ja, rook en gras. Maar ek dink as jy soos maybe die een treat sal die ander een nie so erg trigger nie, want die probleem is nou my longe is nie lekker nie as gevolg van die allergie. So nou enige iets trigger dit, 'n kers, parfuum,
enigiets. Was maybe, ja, whatever. Ek weet nie, maar ek moet sê my longe was beautiful in die Weskaap en in KZN, so by die see, want die lug daar is baie skoner want dit is bietjie meer remote. Toe ek terugkom, daai eerste aand, dis my bors klaar toe. Dit shitty. Maar ja, toe ons hier land, toe sien ek al daai vuil lug hier surrounding Gauteng, so ek voel jou. Ja. So wag, allergy clinic. Yes. Tweede een is, dis maybe meer 'n New Year's resolution, wat ek al klaar gefail het vandag. Maar, daar's hierdie, ek weet nie wat noem hulle dit nie, maar dis is 'n konsep waar, as jy aan iets vat, moet jy net een keer aan dit vat, om dit in sy plek te gaan kry. So dis nie, jy kom by die huis aan, skop jou skoene uit, dink ek gaan nou my skoene in die kas sperre nie, dis iets is one movement, of hulle noem dit iets, ek kan nou nie onthou nie, maar dit is hoe jy seker maak, jou plek is eintlik konstant redelik netjies, en as jy daaraan dink, spaar jy eintlik tyd. Ja. Want jy vat nou aan die ding, so jy maak daai aksie klaar. Ja, dit maak sin. En ek dink ek het al 'n TikTok gesien wat soos elaborate daarop, en ek dink dit is 'n goeie idee. Ja, so ek moet die hele tyd nou, wel, ons is 'n paar dae in, maar dan stop ek myself as ek sê maar iets soos ek gaan net hierdie nou hier neersit of ek gaan net nou dit doen, dan stop ek myself en ek sê nee, one movement. Ja. Maar ja. Oh, love dit. Okay, nou is ek regtig klaar. Dis al my drome. Ja, ek gaan nou nog 'n klokkie laat lei. Ek seker. Ja, was laas jaar jou jaar of skincare? Onthou ek reg? Nee, dit was 'n jaar voor dit. Want jou skin lyk nou baie goed. Ag, baie dankie. Mense noem dit die seelig. Ja, dit is so stadslig gaan dit seker nou. Hy glow. Ja, hy's baie moisturized. En hy's smooth. Ja. So smooth. Nee, maar gee dit maar nog so 'n week, my skat. Dan is ons weer terug. Toe by my vel het die laaste ruk begin nie lekker wees nie. My vel, soos veral hier rondom, en my snor. Girl, en my baard. What is happening? Nie snor nie. Dis 'n probleem. Dis probably wat ek het laas jaar my soos birth control opgehou. Nou is my liggaam besig om te probeer. Ja, en dit vat soos 'n jaar jo, vir daai birth control goeders om uit te werk uit jou stelsel uit. So dit is maar 'n journey wat jy gaan deur moet gaan. En ek kan nog deel met die freaking vel uitslaa, maar die hare, soos die facial hair is vir my. Dit is vir my regtig 'n strange thing. Ja. En nie net is dit soos die donker en annoying en wat ook al nie, maar wanneer jy dit pluk, dan kry jy moerbare ingroei. Ja. En wanneer jy maar ek sien regtig baie meisies nou met hectic facial hair. Ek dink dit is al die processed foods wat ons eet. Dis nogals oplettend. Ja. En weird. En wanneer moer doen jy? Ja, want wax gee ingroeihare, skeer is 'n baie short-term resolution, microblading dieselfde. Laser is die enigste oplossing. Maar jy gaan ook nie kan laser nie want dit is hormonal hare gaan nie weg so met laser maar nie. Maar is pubic hair nie ook hormonal hare nie? En ook even armpit hair. Ja, maar soos byvoorbeeld hulle sê as jou hormone, wat ek eintlik bedoel is, pubic hair is kind of altyd daar, right? Waar hierdie is as gevolg van jou hormone dat dit uitgekom het. So, as jy dit nou aflaser en jou hormones change weer, gaan dit dalk net weer terugkom. Ja, so byvoorbeeld ook as jy ander goed van jou laser, en jy word swanger. Meeste vrouens se hare kom dan terug, want omdat jou hormone verander het. It's baie weird. Maar hulle sê jy moet net vir 'n paar sessies gaan, dan gaan dit weer weg, maar nog steeds, en dit is so duur, en te seer. Soos ek weet, jy kan nou roompie op sit, en dan is dit minder seer, maar dit is so seer. Nee, so, jy het baie lank terug mos, toe dit net begin het, dan het hulle jou gelaser met jou ongeskeerde, nee, jy was nie geskeerd nie. Ek dink ek was. Dit was net seer, maar ek moet sê, dit was ou tegnologie. Ja, dis nou regtig baie, dis
dis nooit eintlik seer nie. Partykeer sal daar net soos een shock wees want die masjien het dalk bietjie warm geword, dan haal hulle hom dadelik af. Dis regtig nie. Okay. Because I would love to get this attended to. Maar ja, nie binnekort nie, want ek het nie Ja, nou die maar ook budget die daarvoor nie. probleem is soos die facial hair, joune is meer soos 'n peach fuzz ook. O nee. Ja, ek het baie peach fuzz, maar ek het soos Donker hare. 3 baardhare wat ek heeltyd met plek en dan Hektiek. hier by my snor, hier aan die kante, swart. Hektiek. Girl, swart, ek het soos Maar ja, en dan want vat dit ek moet die mos tweezer. donker wees. Ja, so nee, En dit gaan oor die kontras tussen die donker hare en jou ligte vel. Ja. ja, so hulle is ready om geluister te word, maar my beursie is nie. Want ek wou ook my snor laser in preparation vir my ou dag, want my ouma het 'n proper snor gehad en ek het tans nie. Nee. Toe sê die vrou wat ek my laser by doen, sy soos my girl, het gaan nie werk nie. Daai goed is spierwit, soos Ja. jy gaan soos 'n biljoen sessies moet doen, soos. Ja, so, dis nie meer worth it nie. Ja. Ag, almal weer. Oh well, then to I Ek guess vrees vir my lewe dat ek so 'n snor gaan kry. oor die aging proses begin my regtig uitfreak. Soos ek is nie meer die jong Risha wat ek altyd was nie. My plooie is so prominent My nou. joints. Soos ek never mind joints. Vanoggend toe ons in die gym is, toe doen ek soos jy weet as jy lê op jou rug en jy maak jou been jy doen leg raises, né? Ja. Hoe gravity wanneer ek my been in die lug is, die soos vorentoe hierdie deel soos 'n pap vet. Maar as ek ja. staan of sit, dit is nie daar nie. Dit is Ja. net gravity wat Ja, dit laat val. Dis insane. Soos gravity is Ja. 'n bitch. En ek kom agter my naaltjie beweeg laer. Soos jy weet soos ou mense soos se naaltjies is soos half laer. My naaltjie gaan laer en hy is al klaar laag. Wat? Ja, dis hektiek. ek weet. Vir my is dit maar net soos ek kan voel my soos gewrigte en staf. En my knie is nie lekker nie, maar ek het die vakansie in 'n kuierplek. Ek het solidly op my een knie neergebliksem. I can see that. Jesus, my knie, ek het gedink my patella het geshatter. Dit was swaar. My knie was potblou en al wat ek kan onthou, ek was nog nooit so gekuier in my lewe nie. Oh, Dit was rof. Ek was in ekstase. Soos ek was so happy. Ek val op my knie, ek's happy. Ek kyk net so om my, dis net klomp sulke mense wat vir my smile en giggel. Ek kan nie opstaan nie. Jesus, ek het hard geval. Oh my word. En ek was soos in 'n split posisie of ek weet nie wat gebeur. Oh my word. Weet jy vir die volgende dag? Fine. Oh, okay. Dit was die weerste van alles. Het alles uitgeval. Ek was fine. Ja, my knie was moerseer, damn. maar ek was nie naar nie. Ek het nie 'n kopseer gehad nie. Ek was nie eers regtig moeg nie. Ons het 2:30 in die bed gekom. Ek was fine. Ek weet nie hoe die hel nie. Ja. Ek was fine. Maar toe ons by die kuierplek aankom, toe is daar 'n moerse fight daar buite. En dit was ouens wat 2 weke terug uitgeskop was uit die bar, want hulle het op die barman heeltyd drank op sy kop uitgegooi. Toe het hy obviously die bouncers gevra om hulle uit te vat. Toe kom hulle 2 weke later terug en sê hulle wil daai bouncer doodmaak. So hulle was nie eens in die kuierplek nie. Hulle het net daar aangekom en het net vir die bouncers gevra waar is hierdie bouncer en hulle wil hom nou doodmaak. Toe het hy binne gebly want hy was soos hierdie ouens is ernstig. What the hell? Dit was so crazy en dit was 2 ouens, hulle lyk soos 'n tweeling. Is hulle man, friends? Risha. As jy imagine soos World's Strongest Man of daai powerlifters. Ja. Dis hoe hulle lyk, net Damn. baie kort. Ja. Kaalkop met daai 1000 nekvelle. Jy weet daai soos die kop in die So Tweedledee en Tweedledam. letterlik. Die kop, daar's nie 'n nek Daar's nie dis 'n hoe hulle nek lyk. nie. Maar hulle was ek dink hulle was op een of ander drug. Hulle was en
dit is anders as 'n bar fight waar mense net bietjie, hulle was letterlik daar om daai ou te vermoor. Dit was so scary. Soos daai, jy weet, mense was eers soos, "O, fight," en toe het almal begin flip en uitfreak. Dit is soos hier is En ernstig. Ons Uber-drywer het ewen uit die Uber uitgeklim, tot ander ouens, mense gestop langs die pad. Die bouncers wat toe nie in die fight was nie, het begin hardloop na hulle karre toe om goed te gaan kry. Mense was op hulle fone. Dit was Tog om weg te hardloop. hektiek. Nee, hulle het toe soos die een uit gaan pepperspray kry. Ek was 'n dude. Come on, Gaan nie lekker werk nie. mos. Dit was regtig Dit intens. klink En intens. jy weet hoe's ek met violence. So ek klim uit die Uber uit, ek draai dadelik om. Ek soos, ek wil nie hierdie sien nie asseblief. En toe begin ek net, want nou is ek gekuier en ek begin my oë uit my kop uit huil. Dieselfde aand wat jy Ja, gelag het. dieselfde aand. Letterlik, dit was 'n uur later toe fliks en ek meer op die dans. Ja, very eventful. Dit klink night. baie eventful. Ek love net hoe jy kan recover van 'n huilsessie na 'n lagsessie. Jy weet, ek moes, want dit was my eerste aand wat ek my kerel se beste vriende ontmoet het. En ek word klaar gesien as hierdie super conservative Afrikaans meisie. So, I had to redeem myself. And that you did. Apparently het ek my kerel se een vriend is German en hy's korter as ek, which is normal. Almal is korter as Maar ek. nie normal vir Germans nie. Ja, actually. Toe het ek blykbaar heeltyd sy kop gevryf. En al wat ek kan onthou van daai scenario is Jason was soos oepsie, ek sy naam disclose. Dis okay. Was soos, when did you become this drunk? En ek soos, I'm just lightweight. ek soos, wat bedoel jy? Dis nie hoe ek is. Was Dit hy was ook hektiek. dronk? Want toe blykbaar, toe die volgende dag, toe sê hy vir my, jy weet, jy het al hierdie goed gesê vir hierdie mense. Ek soos, ek nie dit gesê nie. Ek soos, ek het dit gedink, ek onthou, ek het dit gedink, maar ek het nie gesê, hy soos, Wel nou, hoe weet ek? alles wat jy gedink het by jou mond uitgekom. Daar was geen filter nie. Dan sê ek soos, dan sê hy vir my, jy het aan die ou se kop gevat. Ek soos, nee, ek het nie. Why would I do that? That's so strange. 5 sekondes later is ek soos, hoorie, hy het sulke sagte hare. Hy soos, ja, wat en jy dan net gevat? Ek soos, nee, ek het nie. Hoe weet jy dan dis Ja. sag? Ja, dat was Ek van ek wens ek kon 'n fly on the wall wees, maar ek wens al daai wat gebeur het voor 8 die aand gebeur, dat ek dit kon witness. Niks van dit was vir 8 nie, Oh, dit is die. damn it. Weet jy waar het alles begin? Ons het Kings gespeel en toe ek het die final King getrek. En toe kon ek ook nie 'n week beach wees nie. En toe down Toe jy. down ek dit. Nee, jy's beter. Ek sou doodgaan. Wat was in dit? Basically net brandewyn en coke, which ek nie drink nie. Ek drink nie eintlik nie. Dit is waarby Net ons margarita. begin. Ja. En 'n bietjie vodka en cranberry dink ek. Okay. En 'n klein bietjie soos 'n titseltjie want jy kry nou 'n Gordons en Bos het gecollab. So Gordons gin met Bos iced tea. Kry sulke blikkies. Super soet, maar heel lekker. Okay. Maar dit klink nie soos die most horrible goed wat daar by mekaar Nee, gewees so dit het regtig net soos brandy en coke gedrink, so ek kon net dit down. Yes. Maar dit was 'n groot glas. Jo. It was so fun. Ek wens eintlik jy was daar. Ek wens ook ek was daar. Let's go back. Ek wil eendag na 'n real of American style fancy New Year's Eve party toe gaan Maar ja, waar ek probably in 'n hotel daar naby gaan bly en super dronk word ook. Soos maar ek Ja. wil soos fancy aantrek en maar daai jy weet experience. nee, my sussie sê een aand van die jaar wat jy nie moet uitgaan nie is New Year's, want dit is soos mense verloor hulle koppe totaal en al. Daai vuurwerke soos nou in die het jy gesien daai ski resort in die Swiss Alps wat afgebrand het? En Het jy die video gesien, dis van daai wat meisies op ouens se skouers met daai champagnebottels met die sparklers, toe steek die dak aan die brand as gevolg van daai sparklers. ek tog is dit ontplof. Maar soos 40 mense is dood. Ja, dis hektiek. en Wel, dis 'n ek dink luxury die vuur het resort. begin en toe dit seker ontplof of iets. Nee, dis hektiek. Dit is insane. Jo. Ons het hierdie New Year's daar op die strand by San Lameer was daar ook vuurwerke en ek was piepie bang.
dit was insane. dit Ja, want dit is so naby en een keer toe skiet hulle die vuurwerk nie op nie, maar Kant toe. kant toe. Ja, hulle het vuurwerk hier by die Sishanyama gehad hier in Centurion O, en ek ja. en Morney het ek nog obviously gewerk tot 6:00 daai dag, maar toe kom Morney terug. Toe is ek en hy net rustig by die huis die hele aand tot seker so 10:00 se kant. Toe ry ons om roomys te gaan kry. En toe ry ons uit pad Hatfield toe want ek was skieurig om te kyk wat gaan daar aan. Toe deur Hazelwood. Toe sien ek daar's oulike plekkies daar. Daar's nou 'n plek met die naam The Pantry wat so super groot is en dit lyk super nice. Ek wil daartoe gaan. En ek het gesien hulle het 'n Elvis Brew, which ek's nie noodwendig 'n fan nie, maar dit is interessant. Ja, nuwe dinge gesien en toe kom ons terug en toe is ons net betyds vir die fireworks daar by die Shishinyama wat basically 'n kuierplek is hier in Centurion. En ja, soos nie the greatest area nie, maar ons het net daar so geparkeer buite in die straat en gekyk. O, nice. Ja, en toe in ons pyjamas en toe kom ons terug en te slaap. Nice. Ek het een New Year's toe het ek gekuier by mense in Pretoria. Toe ry ek terug huis toe soos 1:00 se kant. En dit was hilarious. Letterlik elke 5 kilos op die highway was daar 'n kar wat geparkeer is met 'n ouetjie wat 'n meisie se hare vashou. Very interesting. Klink soos 'n goeie tyd. Ek letterlik van die highway van Pretoria tot in Centurion, which is not very long, Ja. het ek letterlik wat ek kan onthou 3 karre gesien wat gestop het. En dis jong mense, kan jy sien. Obviously, want groot mense wat opgooi. Dis great. Opgooi van drank is seker die slegste gevoel ever. Nou ry jy in die kar, dan moet jy vir mense sê pull over. Ja, het ek jou al my storie vertel? Jy ken my storie. Nee. Jy doen, maar dit gaan 'n klokkie lui. Toe ek eerste jaar was, het ek en 'n vriendin Monte Casino toe gegaan en daarso want ons het die ou wat in 'n optrede was in een van die Monte Casino shows ken ons. Ons het hom ontmoet in Potties met 'n fees of ietsie. Toe nooi hy ons om vir nie daai show te kom kyk. Toe gaan kyk ons die show toe na die tyd toe drink ons saam met hom soos lekker by die casino, begin met baie Jägermeister shots en toe oorgegaan na tequila toe en wat ook al. Eventually het so laat geword en so dronk geword dat ons moes 'n aand in die hotel spandeer, which was very cool. Nie saam met hom nie, maar nee, ja. goedkoop ook nie. Nee, maar op hom. Ja, nice. Ja, dit was nice. Daai selfe aand het 'n vrou op my gehit ook though. En dit was die eerste en enigste keer ever wat ek 'n actual alcohol blackout gehad het. Dit was crazy. Anyway, volgende dag ry ons terug. Ek is mos maar 'n blinde mens, so ek dra my bril en ek kon nie my opgooi nie hou nie op die N1 en ek soos girl, hier's nêrens om te stop nie. Maak die venster oop, gooi uit die ry uit op terwyl bestuur jy? Sy bestuur. Hy gaan ek ja, jy bestuur nie. Sy bestuur, maar ek gooi op uit die kar uit. Sien net die trek die opgooi wat disgusting was, maar buite vir dit, my bril. En ek was 'n arm studentedogtertjie. Nee, ek ken glad nie hierdie storie nie. Dis die ja, eerste keer dat ek hierdie storie. Wel, obviously verdwyn my bril op die N1 want eerstens hy het gebreek en tweedens nou gaan ons wat stop op reverse en loop en gaan soek vir my bril nie. Dit was 'n issue en ek kan nie sien sonder my bril nie, so toe moet ek nie my bril kry. Dit is obviously nie, ek kan dit nou sê want dit is al amper 7 jaar, 8 jaar terug, maar dis nie die storie wat my ma gekry het. Ek het nie my bril nodig gehad het. Wow, dit was the most scary, embarrassing story wat ever met my gebeur het. En ek het the worst kopseer daai volgende dag gehad. Maar die coolste funste aand. Ja, dis baie cool. Dit was 'n baie en dit was so, ja. Ja, actually, jy het gesê daar gaan nog iets spark. Ek wou Loukie hierdie jaar sê ek drink geen alkohol nie behalwe op bachelorettes en troues. Ek doen 'n no alcohol year hierdie jaar. Al van Oktober laas jaar af. Ja, ek moet officially vir 'n jaar. Ek wil jou eintlik join, maar soos al wat my terughou is 'n margarita. So as ons kan, ek wil net 'n margarita nou sê vir boundaries wat 'n mocktail is. Ek was actually nou eendag het ons 'n friendsmis ook gehad met ons ander vriendegroep en toe het die een vriendinnetjie, sy is soos heavy into cocktails maak. Vir almal margaritas gemaak, maar vir ons 'n
virgin Ja. margarita, maar dit proe nie soos 'n margarita nie, maar dit is moer lekker nog steeds. So dis basically lemoensap, soos maar regte, nie soos boks lemoensap nie, soos Woolies actual lemoensap met regte limes by dit ingedruk, soos daai sous van dit, 'n klein bietjie sweetener en nog ietsie wat ek nou nie kan onthou wat dit is nie, maar dan shake sy dit met die ys en dan gee sy dit maar en 'n bietjie water dink ek, maar super lekker, super suur, super maar presies want ek wil 'n margarita proe half amper soos 'n draai lemon. Ja, dit is nie orange juice in 'n margarita enigsins nie. Maar hierdie was nou die beste wat jy kon doen. Ja. Wat sy kon doen met die inligting. Sy het ook vir ChatGPT gevra, maar dit was baie lekker. So jy kan altyd alternatives draai, I guess. Ja. Ja, ag ja, ek weet nie. Ek dink net maar jy hoef ook nie, is regtig sleg vir mens. Maar dit proe lekker en dit voel lekker. Ja. Ek mis die gevoel van dit. Met sê die hele tyd, veral soos in sekere settings, soos byvoorbeeld ons het die Palatines gaan kyk toe ons nou in George was, ons het dit in Nice na gaan kyk en ek love die Palatines en dit was regtig die most amazing show. Maar wat ek net gewens het ek kon doen is om daar te sit en 'n paar drinks te drink. En ek kon nie want dit was teen ons besluite, so ja, unfortunately. Anyway. Okay, wat wil ons nog oor gechat het met ons listeners vir ons nuwe jaar? Ek dink net dat hulle soos regtig kan goed voel en kan uitsien na wat ewe anders gaan inhou vir die res van die jaar. Ek dink ons gaan nou weer back into dit kom. Ons voel nou uitgerus, ons voel nou goed en ja, ek dink ons moet ons 'n bietjie off platform discuss of en wat se exciting ietsie ekstra ons dalk hierdie jaar wil doen, of dit is om maybe soos oor te gaan ook YouTube. Ek dink dit is 'n goeie ding om te consider. En wat ook al dit mag goed ook al dit vir ons kan lyk. Ek wil graag kyk of ek hierdie jaar eerstens 'n nuwe foon kan kry, because I need a new phone. Maar dan sodra ek dit het, kan ek ook nuwe soos microfoonkies en goedjies vir ons kry wat dalk soos my droom is om 'n ekstra microfoon te hê dat ons officially nog maatjies kan oornooi. Dit sal fun wees. En ja, basically dit vir nou. Geen verdere groot nuus. There we go. Want dit was lekker om met jou op te vang. Dit was lekker. En om weer back in the game te wees. En ja, ek dink dis 'n nuwe jaar vir ons met nuwe uitdagings. Ons gaan definitief baie lekker lewensstories hê om met almal te deel en hopelik create ons baie content of podcast content wat mense aan kan relate en wat mense laat besef ons almal lewe basically dieselfde lewe en ons is almal dieselfde en anders en ja, dis waaroor ewe anders gaan en dat mense ook net die fun en ligter kant van die lewe kan experience wanneer hulle na ons podcast luister. Ek love dit. Love that. Alright julle, oor en uit. Au revoir.